Daar's twee koninkryke op die aarde. Die koninkryk van lig en die koninkryk van duisternis. En dan wonder mense, hoe dit gebeur? Het God nou 'n koninkryk van duisternis geskape? Maar dit het gebeur met 'n slinkse plan. En dan dink ons, God is almagtig, hoekom vat hy dit nie net terug nie? Maar God is geregtig. Nou hierdie aardse bestel het Vader vir Adam gegee, en hy het gesê, heers daaroor. Jy het die heerskappy. En Adam het dit ongelukkig verloor aan die Satan, wat met 'n slinkse manier na hom toe gekom het, en daai heerskappy by hom gevat het. En hy is die koning, hy is die God van hierdie wêreld, en hy besluit wat gebeur. En ons leef in hierdie wêreld, maar ons is in die wêreld van duisternis. Jy gaan nie in die duisternis in nie, jy word gebore in die duisternis. En dit is 'n baie slegte situasie. Wat is die einde van die duisternis? Ewige dood. Nou die koning van die lig het gesê, ek is lief vir daai kinders van my. Hy het Adam en Eva gemaak om in die lig te wandel, toe word dit donker. Toe sê hy, maar ek wil hulle terugbring in die lig in. En hy word 'n mens, 'n diensknegt. Hy is die koning van die lig, en hy kom leef in die koninkryk van duisternis, terwille van ons, wat hier vasgevang is in die duisternis. En hy maak 'n weg vir ons na die koninkryk van lig toe. Ons is nie gebore in die koninkryk van lig nie, ons is gebore in die koninkryk van duisternis. Met ander woorde, ons is verlore. En hy maak 'n weg na die lig toe, wat hom sy lewe kos. En hy sê, hier is die weg na die lig toe. Toe hy was, het hy dit met sy mond gepraat met mense. En sy woord verlos ons. Hy sê, jy moet so maak, en so maak, en so maak, om in die lig te kom. Sy woorde. En slegs daai woorde kan ons in die lig kry. Want daai woorde verklaar die pad. En sê, dis hoe die pad loop. Maar die koning van duisternis het dit ook gehoor. Hy was ook daar. Hy was die een wat die koning van lig gaan versoek het. Hy was daar. Hy het hom dopgehou. Elke tree wat hy gee, want hy het geweet. Ek het 'n koninkryk, en hierdie koning het 'n koninkryk, en hy bedreig my koninkryk. Hy wil my burgers hê. Ons word gebore as burgers in die koninkryk van duisternis. En hier kom die koninkryk van lig, en hy sê, julle burgers van die duisternis kan oorkom na my koninkryk van lig toe. En hier is die pad. Nou wat dink ons gaan die reaksie wees van die koning van duisternis? Gaan hy dit adverteer? Gaan hy dit goedkeur? Gaan hy daarmee saamstem? Nee. In geen koninkryk werk dit so nie. As die een koning, 'n ander koning, sy koninkryk bedreig, dan beskerm hy homself. Hy maak selfs oorlog teen daai koning. En dit waaroor ons gaan, is ons. Nou moet ons mooi dink. Jy moet nou klik en sien, ek leef in die koning van duisternis se koninkryk. Die koning van lig het vir my 'n weg gemaak om hier uit te gaan. Eerstens wil ek. Ek het 'n keuse. Wil ek regtig so toe gaan? Of is dit my lekker hierso? Hou ek van hoe dit is? Hou ek van duisternis? En as ek so toe wil gaan, hoe kom ek daar? En nou moet ons nog 'n ding besef. As jy in die koning van duisternis se koninkryk lewe, waar gaan jy die weg vind? Die inligting van die manier om in die lig te kom in die koninkryk van duisternis? Want dit is mos nou van selfsprekend dat daai koning dit van jou af gaan wil weghou. Want hy wil nie sy burgers verloor nie. So hy gaan daai kennis van jou af weghou. En waar is die kennis? Daai tyd het die koning van lig dit gespreek. En iemand het dit opgeskryf, en vandag noem ons dit die Bybel. So wat gaan die koning van die duisternis doen met die Bybel? Hy gaan hom weghou. Hy gaan hom weghou van alle mense af. Want as hulle daar kan lees wat daar staan, gaan hulle oorgaan in die koninkryk van lig toe. En hy het baie maniere om dit te doen. Handelinge 26 vers 18 sê, om hulle oë te open, dat hulle van die duisternis tot die lig kan bekeer, en van die mag van die Satan tot God, sodat hulle deur die geloof in my, met hoofletter, vergifnis van sonde en 'n erfdeel onder die heiliges kan ontvang. Dit is 'n opsomming van wat die koning van lig vir ons kom doen het. Ek gaan dit weer lees. Hy sê, om hulle oë te open. Ons word gebore met toe oë. As jy net gebore is, gaan jou oë nie toe gaan op 'n stadium nie. Jy's gebore met toe oë. Jy kan nie lig nie sien nie. Jy weet nie eens van lig nie. Jy ken nie duisternis, jy leef in die koninkryk van duisternis, jy loop op daai pad en jy dink ek is in die lig. Nou sê hy, om hulle oë te open, dat hulle van die duisternis tot die lig kan bekeer. So jy word wakker en jy sien, ek is in die duisternis.
Ek moet in die lig kom. Ek wil nie hier wees nie. Ek wil soontoe gaan. Ek moet my van die duisternis tot die lig bekeer. En van die mag van die Satan tot God. Moenie dink die Satan het nie mag oor jou nie. Jy is in sy koninkryk gebore. Hy is jou koning. Hy het alle mag oor jou. Die enigste manier om uit te kom, is om jou burgerskap te verander. Van die koninkryk van duisternis na die koninkryk van lig toe. Dis die enigste manier om onder die mag van die Satan uit te kom. Anders beheer hy jou. Hy besit jou, jy behoort aan hom. Hy is jou koning. Jy is gebore in sy koninkryk. Yeshua het gesê, hierdie wêreld is nie my koninkryk nie. Die enigste ander party betrokke is die Satan. Ons word gebore in sy koninkryk. In sy mag. Hy besluit oor jou. Maar as jy jou bekeer tot die lig, dan bekeer jy jou van die mag van die Satan tot die mag van God, sodat hulle deur die geloof in my vergifnis van sonde en 'n erfdeel onder die geheiliges kan ontvang. 'n Erfdeel. Die koning van lig het 'n koninkryk. 'n Massiewe groot koninkryk. Dit is vir ons onbekend. Maar as jy jou bekeer tot die koninkryk van lig, word jy erfgenaam. Jy deel daarin. Dit word jou besitting ook, die koninkryk van lig. Nou hier is die woorde wat die koning van lig gespreek het. Wat doen die koning van duisternis daarmee? Hy smeer dit toe. Hy steek dit weg. Hy sit dit in 'n kluis en hy sluit dit toe en hy gooi die kluis in die see. Jy moet dit net nie hoor nie, want as jy dit hoor, dan wil jy dit hê. Dan wil jy oorgaan soontoe. Nou wat weet die mens op die aarde van die koninkryk van God? Kan ek maar sê niks? Niks. Dis die hemel. En daarna, nee, ek weet nie, dis die hemel. Dis al wat ons weet van die koninkryk van God. Want die koninkryk van duisternis steek dit vir ons weg. Sodat ons dit nie moet sien nie, want anders beweeg ons oor.